Goeiedag, my naam is Arno van Wyk. Dit is so lekker om saam met jou te kuier. Ek anker hier by Doxerio George as deel van die tuinroete span. En ja, hierdie jaar praat ons 'n bietjie oor die tema Marked by His glory, known by His love. Ons word gekenmerk deur sy liefde as gevolg van sy heerlikheid wat ons merk, sy heerlikheid wat hierdie aarde vul, soos ons sien in Habakuk 2 vers 14, nee. En ons kyk hierdie jaar spesifiek na die brief wat Paulus skryf aan die Korinte. Hy wys vir hulle hierdie uitnemender weg. En is my interessant, as ons sommer dadelik kan induik, is een van die goed wat vir my uitgestaan het, wat ons al vir mekaar gesê het, is die gemeente van Korinte het begin met mekaar vergelyk. Hulle het begin redeneer oor die gawes, watter bediening is die beste, wie is die geestelikste. Dit het verdeeldheid gebring. Mense wat mekaar minag, rykes wat die armes ignoreer, en misbruik van hulle vryheid. Die gawes van die gees, onthou hierdie gemeente, hulle het goed gelyk, daar was 'n goeie beeld gewees. Hulle het alles, volgens hulle het hulle dit reg gedoen, maar hulle was eintlik van koers af. En vergelyking, dink ek het ietsie mee te doen gehad. En ek het bietjie gaan sit en dink oor vergelyking, want ek dink hier is iets wat uniek was tot die gemeente van Korinte nie. Ek dink dit het jare na dit, tot vandag toe, is dit 'n issue, is die ding van vergelyking. Jy kry jouself gereeld in 'n situasie waar jy vergelyk. Ons vergelyk met mekaar rondom sukses. Daai persoon het 'n great huis en 'n great kar. Ek wens ek kon dit ook gehad het. Of wanneer dit kom by ouerskap. Ek weet nie of ek my kinders goed genoeg groot maak soos wat daai koppel dit doen nie. Jy weet, en ons vergelyk ons af met mekaar of selfs in die geval van jy sien mense en jy dink, daai ou het 'n beter verhouding met die Here. Hy connect beter met die Here. So ek is nie goed genoeg nie. So vergelyking is iets wat ons elke dag mee sit en wat ek dink verdeeldheid kan bring. Dit kan ons van koers afhaal, want wat doen vergelyking? Vergelyking bring oneenigheid. Dit bring minagting. Dit steel van jou vergenoegdheid. Dit steel van celebration saam met mekaar. Dit promoveer 'n stuk trots. En vergelyking trek jou aandag af van roeping. Ons het laasweek het Dewald met ons gesels oor roeping en spesifiek een van die gedeeltes was die eenheid. Die Here roep ons na eenheid toe met mekaar. Ons is sy ecclesia. Ons staan in partnership en in fellowship met mekaar. En vergelyking, dink ek, is een van daai goed wat dit kom steel. Dit kom steel die unity. Ons sê altyd in Doxerio, ons moet die unity bewaar. Want dis waar die vyand 'n wig wil kom insit. En Gerard het dit eendag so mooi gesê, hy sê, first the enemy isolates you, then he violates you. En ek dink een van die goed wat 'n sterk rol daar kan speel, is die gedagte van vergelyking. Maar nou kom Paulus, en hy skryf in hierdie brief, 1 Korintiërs 12, tel ons dit op, en ek gaan vir jou die hele stuk lees, en dan gaan ons 'n bietjie gesels net oor hierdie gedagte. Hy sê, want soos die liggaam 'n eenheid is, maar uit baie ledemate bestaan, en al die ledemate van die liggaam, alhoewel hulle baie is, een liggaam vorm, so is dit ook met Christus. En ons is tog almal deur die een gees in een liggaam gedoop, Jode of Grieke, slawe of vrymense. En ons is almal met een gees deurdrenk. Inderdaad, die liggaam bestaan nie uit een ledemaat nie, maar uit baie. As die voet sou sê, omdat ek nie 'n hand is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie? En as die oor sou sê, omdat ek nie 'n oog is nie, behoort ek nie aan die liggaam nie. Behoort hy daarom nie aan die liggaam nie. As die ganse liggaam oog was, waar sou die gehoor wees? As alles gehoor was, waar sou die reuk wees? Maar nou het God die ledemate, elke enkele een van hulle in die liggaam geplaas, volgens sy besluit. As alles een ledemaat was, waar sou die liggaam wees? Maar nou is daar wel baie ledemate, maar net een liggaam. Die oog kan tog nie vir die hand sê, ek het jou nie nodig, of die kop weer vir die voete, ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die oënskynlike swakker liggaamsdele is baie meer noodsaaklik, en daardie dele van die liggaam, wat ons as minder eerbaar beskou, klee ons met meer as die gewone eer, en die minder elegante dele met meer as elegansie. Terwyl ons meer elegante dele dit nie nodig het nie. Maar God het die liggaam so saamgestel,
dat hy meer respek toegewys het aan die deel wat dit die meeste nodig het, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sal wees nie, maar die ledemate in gelyke mate vir mekaar sal sorg. As een ledemaat ly, ly al die ledemate saam. As een ledemaat vereer word, is al die ledemate saam bly. Kan jy sien in hierdie gedeelte hoe Paulus vir hulle sê, moenie met mekaar vergelyk nie. Elke een speel 'n belangrike rol in hierdie eklesia, in hierdie saamwees. Jy het 'n rol en dit is belangrik. Ons moet mekaar eerder ondersteun. So ek wil jou nooi, ons gaan nou die video pause en 'n oomblik vat en net bietjie gesels. Ons praat mos die hele tyd oor hierdie aanpassings, hierdie koersaanpassings. En as vergelyking een van die issues is, wat kan ek en jy doen? Watter aanpassings kan ons maak om seker te maak dat vergelyking nie 'n rol speel in my reis saam met ander nie, maar dat ek wel my rol en ander mense se rol kan vier in die koninkryk. Kom ons vat 'n oomblik en gesels bietjie. Nou kom Paulus en hy breek eintlik hierdie vergelyking, hierdie redenasies, en hy breek dit met 'n skok, dit is wat ons raak gesien het. Hy het hierdie gemeente in Korinte geskok. En dit is my so mooi in 1 Korintiërs 13 in die 2020 vertaling, dan staan daar 'n opskrif voordat hy begin met hierdie uitnemender weg. En hy praat oor die lied van die liefde. En ons het gesê, dis amper soos 'n gedig wat hy nou kom neersit hierso, in die middel van hierdie redenasies, om dit te kom breek. Maar toe ek lees lied van die liefde, toe vat dit my dadelik na aanbidding toe. En ek weet as jy dink aan aanbidding, baie keer is dit, kom by mekaar, daar's 'n worship team, en nou aanbid ons sing liedjies, dit gaan oor die musiek. Maar aanbidding is baie meer as net musiek. Musiek is 'n uitdrukking daarvan. Aanbidding, sê ons in Doxadio, is 'n response to revelation. Dis die veelsidigheid van God, wat ek in reverence gaan staan oor hoe groot hy is, oor hoe goed hy is. En ek respond na hom toe. En dit vat my toe na Paulus, wat hulle eintlik roep, na 'n stuk respons, saam met mekaar, in die eklesia, in hierdie gemeente, maar wil jy nie respond nie? Respond op die goedheid van God. En daai respons lê 'n klem of sit 'n spotlight op hierdie uitnemender weg, die weg van die liefde. En dit vat my toe na Jesus wat met die vrou by die put staan in Johannes 4 vers 19 tot 24. En ek dink dis vir my so 'n mooi voorbeeld gewees, net hierdie vrou het haarself vergelyk met almal. Sy het haarself vergelyk met die kultuur, met die ander vrouens. Sy het selfs op 'n ander tyd gegaan om water te gaan kry by daai put, want sy was skaam gewees. So kan jy hoor hoe vergelyking en verdeeldheid, minagting, alles wat ons sê hierdie wig indryf, hoe dit 'n rol gespeel het in haar lewe. Johannes 4 vers 19 tot 24, en die vrou sê vir hom, meneer, ek sien dat u 'n profeet is. Ons voorvaders het op hierdie berg aanbid, maar julle sê Jerusalem is die plek waar aanbid moet word. En Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n tyd dat julle die Vader nog op hierdie berg, nog in Jerusalem sal aanbid. Julle aanbid dit wat julle nie verstaan nie. Ons aanbid dit wat ons verstaan. Want die verlossing kom uit die Jode. Daar kom egter 'n tyd, en dit is nou, dat die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid. Want die Vader wil juis sulke aanbidders hê. God is gees, en wie hom aanbid, moet in gees en waarheid aanbid. So sy begin dadelik hierdie stuk met vergelyking. Jy kan dit hoor. Sy sê, maar ons is gewoond aan om hier te bid, hier te aanbid. Ons voorvaders het hier aanbid, maar julle sê ons moet in Jerusalem aanbid. En Jesus kom en hy sê, nee, dit gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor hierdie verdeeldheid nie. Dit gaan oor jy, wat saam met ander God aanbid in gees en in waarheid. Ware aanbidders stap hierdie pad, hierdie uitnemender weg van die liefde, en ons stap dit saam. Elkeen van ons is ware aanbidders, as ons God aanbid in gees en in waarheid. En dan kom 1 Korintiërs, Paulus skryf in 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is, en dat die gees van God in julle woon nie? Die gees van God is in my, so ek is nou die sentrum van
aanbidding. Dis nie meer net 'n plek nie, dit is nou 'n response to revelation. 1 Korintiërs 6 vers 19, skryf hy weer, of weet julle nie dat julle liggaam wat julle van God ontvang het, 'n tempel is van die Heilige Gees in julle, en dat julle nie aan julleself behoort nie, want julle is duur gekoop. Verheerlik God dan met julle liggaam. Jy sien, die Gees bemagtig ons om hierdie uitnemender weg, om op hierdie uitnemender weg aanbidders te wees in gees en in waarheid. Om ware aanbidders te wees, hou ons fokus op God en neem dit weg van vergelyking af. Daarom kan ons daar wees vir mekaar. Daarom kan ons die Ecclesia wees in eenheid, in unity. Ons hoef nie met mekaar te vergelyk nie, want ons is ware aanbidders wat hierdie weg van die liefde stap. So laaste vraag, miskien kan jy na mekaar toe draai, die video pause. Hoe help aanbidding ons om meer te ontdek van hierdie uitnemender weg, die weg van die liefde?